Kyk, as jy nou hier vinnig hier rondom ons kyk waar ons nou op die oomblik staan. En jy praat van gesondheid rondom jou grond, rondom jou materiaalbeskikbaarheid wat jy hier het. Dan gaan jy nou vinnig sien, jy het 'n klossie gras daar het jy 'n blou buffel, daar's nou 'n bietjie klitsgras. Hier's jou fyn saadgras is hierso en dan het jy in 'n vierkante meter het jy omtrent 5 en 6 ranke verskillende kruide wat jy het. Nou dis gesondheid. En jy het diversifiseer en jy het jou vermeerbos, hier staan hy. Daar staan 'n grootte. Die groot ding is met vermeerbos kan bewy word, maar jy moet nie jou skaap vasdruk op hom nie. Hy vat een blaartjie en hy loop. Ja. So vermeerbos kan bewy word. So jy het eintlik 'n klomp verskillende kos behalwe die gras. Die skaap en die bees of besluit aan die einde van die dag wat wil hy eet. Die probleem kom wanneer ek hom vasdruk en vir hom besluit wat hy moet eet. Dan begin die probleme kom. Dit is die groot ding is ons wil besluit wat moet die diere doen. Ons wil hulle bestuur heeldag. Ons wil nou vir hom bestuur. Hy moet nou in hierdie dingetjie eet. Ja, moet nou hier's nou lank gras, hy Nou moet nou lank. nou eet hy te veel van hy en nou raak dit 'n probleem. Nou gee ek die boskap. Die rakke skaap ook is miskien siek as hy te veel van een ding eet. As hy te veel vermeerbos gaan eet en daai goed gaan hy opblaas en hy vrek. Ja. Want jy kan niks daaraan doen nie. Jy kan nie hom spyt vir iets om hom gesond te kry as hy opgeblaas het. Die oppaskaap het is waar die wagter die probleem doen is hy gaan druk hulle vas Op die area waar hy nou wil naby die huis kom of wat ook al en hy verplig die skaap om net te vreet want 'n skaap is 'n rusp aan die einde van die dag. Ek meen hy vreet van die son uitkom tot die son sak. Ja. Maar as ek hom vasdruk, het hy geen keuse van wat hy moet eet nie. Rondloop in verskillende tipe Baie gebalanseerd aan die einde van die dag. En dit maak op jou jou lekke en jou byvoedings baie minder. En dit veroorsaak dat jy geen byvoeding hoef te gee nie want elke gras en elke bossie en elke kruid en rank het sy eie minerale, sy eie vitamiene, sy eie alles. Proteïene veral. So die opname is uit verskillende materiaal uit wat aan die einde van die dag gekombineerd is wat vir hierdie dier optel om vorentoe te gaan. 'n goeie balans van alle balans, minerale. daar word dan basiese balans van alles is daar beskikbaar. Boffeltjie gras, jy sit met suurgras. Jy sit daar met klossie gras. So jy het net in hierdie klein areaatjie van 'n meter by 'n meter omtrent dat jy gou 4 soorte gras. Jy het omtrent 5 kruide binne in hierdie meter vierkant. En dit is gesondheid. Dit is wat ons moet hê. Jy krap nou 'n bietjie, jy sien die volume. Daar is ook 'n bietjie blou buffel. Jou wit buffel se volume is 3 keer meer. 3 keer meer. En hy val onder 'n sorg. En dis my snaaks dat hy meer onder die bosse. Hoekom groei hy meer onder die takke wat lê in die bosse Hy is 'n ou wat wil skade hê en hy moet beskerm word omdat hy so gesog is, vreet die diere om dood. Ja. So dis hoekom hy so sterk groei, lekker groei onder waar hy en Ja, as jy bosse afkap en goed dan jy laat lê hulle op die grond, hy sal daar dan tussenin op. Kyk, bosse afkap oor die algemeen is 'n baie goeie ding in op die grond te laat lê want daai bos verteer oor 'n tydperk van 2 en 3 jaar en al daai materiaal of dit nou termiete is of wie dit nou al is, dra al daai materiaal binne in jou grond in. So dit hou jou grond gesond. Daar gaan materiaal terug in die grond en wat belangrik raak, onder die bosse sal jy 'n baie laer verdamping hê. Jy sal laer grondtemperature hê. So die vog bly vir baie lank onder jou bos omdat hy beskerm word. Ja. So as mense ontbos is dit beter om die boonste takke van wat jy nie gebruik nie, laat lê hulle maar op die grond. Los hulle vir 3 jaar. Jy laat lê hulle, laat hulle self terugverwerk word in die grond in. En dit keer ook mos waar sade seker vashak of waar weer gras kan vestig. As jy nou net alles skoonmaak en uitbrand dan Daar's baie voordele daaraan dat jy moet die saadbank op jou plaas moet jy ook met tye aanvul. En jy kan dit net aanvul as die saad versamel iewers. En dit is waar die takke wat lê baie help. ja. Net warrelwinde of wat ook al word daai saad. En dan 'n groot voordeel van hierdie takke is die feit dat nuwe saailinge word nie geëet nie.
So 'n nuwe saailing kry kans onder daai bos om sy pol te vestig en sterk te word sodat die diere hom nog nie uittrek en doodvreet. So dis ook 'n metode aan die einde van die dag dan om as daar nuwe saailinge op die plaas is, dit te beskerm. So omdat hulle die bosse, op die grond gooi, sê wit buffel baie meer hierdie jaar sê as ander jare, omdat dit meer beskermd is. Hier's nou die wit buffel gras. En mens kan net sê soos Bosman sê, net kyk die volume van hoeveelheid gras wat daar groei onder die wit buffel teenoor die blou buffel wat 'n bietjie dunner is. So baie goeie kos hierdie. Wat dit kyk hoe groei. Kort is wat 'n baie gesogte gras is. Die leefstaf, waar staan jou vlieweel? Die goeie gras. Jou rooi vlieweel. Hy staan bokant hierdie takke uit, maar hy sal dit nie normaalweg is dit nie sy hoogte as daar nie beskerming is. Ja. Dis nou wel net die een pol wat daar is. Hierdie is nou wat jy steekgras noem. En dis natuurlik 'n groot oogprobleem sonnebok by jou diere, bees sowel as skaap. Geweldige invloed op oogsiektes. Maar hy kom voor is ook 'n pioniergras en hy kom dan ook in swak gronde voor en waar dit droog was en daar nie grondbedekkinge goed was nie. So is nie 'n baie goeie gras om op jou plaas te hê. Is daar iets wat omgee as om die ooginfeksies het? Wat se middels? Daar's maar maniere, daar's maar jou oogpoeier wat jy oor die algemeen op 'n baie vroeë stadium doen. Ja. Jy kry met deur vliegies kry jy 'n wit vlies ook. Ja. Wat op jou beeste en skaap se oë kom. Dis as gevolg van vliee. So ja, daar's baie metodes goed wat jy kan doen. Ons doen nou maar ons goed op wat ons teenstrydig doen met die aanbevelings, maar ons gooi Hi-Tet 'n druppel in die oog en dan gooi ons anti-infeksie poeier in die oog. Is dit nou soos 'n terramycin poeier of? Dit is soos 'n terramycin poeier. Jy kry verskillende make op die mark. Ja. Maar jy moet hom daarvoor behandel aan die einde van die dag. Ja. Wortel groei nie. Baie van die krag uit die polle goed uitgaan in die saad bo-gronds. Jou groei in wortel begin nou in die middel van Maart maand omtrent. Okay. So jou saad is klaar gevestig, jou gras het uitgegroei, alles. Nou begin die pol na homself kyk en hom voorberei vir die volgende jaar. Ja. En nou vind jou wortelgroei vind nou plaas. Sodat hy hom kan vestig en versterk. As ons laat reën kry, gaan hy dan baie vinnig uitloop volgende jaar. Dit is die gababos. Hy is kaal gevreet omdat al sy blare is verwyder. So die skaap verkies op hierdie stadium eerder om meer van hom te eet as wat hy die lang groen gras eet. Ja, want dit is wat skape eintlik hulle kan mos die lang gras eet nie, so dan is die bos mos nou daar en beskikbaar. Hy kan nou met sy lippe daai blaartjies kan hy verwyder. Die belangrikheid dat jy nie al die bosse uithaal. Ja. Die bosse wat jou skape kan eet dan nou. Belangrik is eetbare bos. Eetbare bos. Ja. Hy loop weer uit. Want hy word gestimuleer. Hoe meer hy gewy word, hoe meer word hy gestimuleer. Ja, daar is dan natuurlik nog net as jy hoor, jy kan hom nou nie. Ja. Maar dis hierdie tyd wat jy hom wil wy. Hier by ons noem dit ons die kersiebos, maar is eintlik 'n kersie. Hier by ons raak dit bome. Kersiebome. So dis hoekom ons sy kop trim en laat die diere kan bykom. Anders raak dit te hoog. Ja. Dan sodat kan die skaap en die goed nog steeds sal die bees hom ook eet of is dit bokke die skaap veral as jy nou na die meatmaster wat nou meer bos vreet. Ja. Hy sal eerder daai bos gaan staan en vreet as wat hy nou gaan hom ophou met grasies en goed. Ja. Sodat dit daai bosse het sy eie doel en hy het sy eie ek vernietig hierdie bos nie. Ek benut net die bos. Ek stimuleer die bos want as jy nou kyk dat die uitgroei op daai bos spesifiek nou is 5 keer meer as wat dit normaal is as wat reg agter ons staan nou 'n bos wat nie getrim is nie. Ja. Nou kyk sy volume, presies dieselfde soort bos. Ja. Kyk sy volume teenoor daai een wat getrim is se volume. Ja. Baie meer en digter en lyk ook groener. Baie meer gesond.
As jy die wit buffel laat. Daai is blou buffel. Wat ons met boskos aan die einde van die dag benut ons dan jou blinkblaar waggebietjie. Hoofsaaklik. En dan wat ons gedoen het is ons het ons groot bome het ons almal so 1 meter, 1.5 meter van die grond af gesnoei. Ja. Nou alles wat jy nou daar sien, is alles nuwe uitlopers. Uit daai stamme uit wat ons dan nou afgesny het op 1.5 meter. Nou as ons met boskos dan nou begin al die nuwe uitlopers maak dit vir ons makliker om die boskos te vervaardig want hy's 25 mm en minder. Hy's klaar dun en hy Hy's klaar op die voorgeskrewe of die aanvaarbare dikte vir boskos. En ook daai nuwe uitgroeisels het seker ook die meeste voedingswaarde. Hy het baie voedingswaarde dan nou en ons wag nou net dat hy blomme of sy bessies dan maak, dit gaan ook dan nou saam in jou boskos in. En dis weer ekstra So die kersiebos wat ons dan nou daar so staan ene en daar staan ene. Die kersiebos, die blinkblaar waggebietjie is ons hoofkos wat ons dan in boskos gebruik. Nou ons nou oor die boskos praat, wat sit wat se mengsel gebruik om vir die boskos as ons Boskos gebruik ons net as 'n aanvulling om hoër volume te kry wanneer ons dis amper soos die rietvoer op. Dis so iets. Nie noodwendig 'n rietvoer nie, maar as jy jou bees wil 15 kg of 20 kg per dag vreet, koste gewys is dit nie haalbaar uit Agra uit of voermeester. Ja. So ek sit dit by om die volume van daai op te tel sodat die bees sy 20 sodat hy vol raak. teen 'n bekostigbaar dit te maak. Okay, so ons sny die bosse en dan slat hom hulle fyn en dan sit hom nog 'n ekstra lek of ekstra. Jy sit jou meng by ek boer nie sonder meester 20 nie. Daar's geen manier, geen produk wat ek meng of wat ek vermeng het nie meester 20. Meester 20 is molasse. Meester 20 is 'n molasse, en hy minerale in en hy het fosfate in en hy het alles in. Ja. En dis 'n bekostigbare produk. So om van die boskos meng dit met meester 20. Wat nou 'n tipe van 'n verhouding? Want ek het nou 'n menger. So met ander woorde, ek sal dan nou in verhouding wat ons nou oor die jare van 2018-19 af uitgewerk het, sal jy op 'n ton sê argumente onthaal wat 200 kg boskos bysit. 100 kg molasse, 500 kg Enerfeed of wat ook al. Ons gebruik meer Suid-Afrikaanse produkte, Nutrifeed, omdat die Suid-Afrikaanse produkte bevat meer grane. Ja. As wat die Namibiese sê nou maar Enerfeed byvoorbeeld bevat baie minder in graan gewys as wat die Suid-Afrikaanse produk vat. Nou dit gee vir jou 'n balans want Suid-Afrika Grain Mix byvoorbeeld het sonneblom en hy het mielies en hy het allerlei goed in. Wat ons produkte nie in het. Ja, wat ons produkte dan nou nie in 'n minder mate in. Ja. Stel dit eerder so van ons produkte het wel in. En om die boskos gebruik om nou meer net in die droër seisoen en het die waggebietjies nog steeds blare in die droë seisoen. Jy hoef nie noodwendig oor die tydperk het ons agtergekom dat die blare is nie heeltemal die voeding. Dit lê meer in die bas. Ja. Of in die omhulsel van die. Dit is hoekom jy 'n baie hoër kwaliteit proteïen gaan kry in 'n 20 mm minder dikte. Okay. Ja. Want daarvan af raak dit houtagtig. En geen dier eet hout nie. Ja. So daai vesel moet nog steeds daar wees en verteerbaar want aan die einde van die dag gaan dit ook oor die vertering. Hoe hoor die vertering is hoe groot en beter is die opname van die wat jy wil. Ja, jy kan hout verteer nie. So jou dier verstop en vrek.